Welcome again to Are We Relevant? Today's program featuring some of the sermons preached in last decade. For more information, log on to our website, www.arwerelevant.co.za. Now here is today's program. Ek is oorweldig met dit wat U vanoggend deur my wil spreek. Dit is te veel, Here. Dit is te swaar. Ek vra dat U sal my laat sterf en dat U sal my deur my spreek. Spreek Here U diensknegt en diensmaagde luister. Amen. Bedroef tot die dood toe loop Jesus uit die kamer uit, saam met die disippels, en hy kom in die tuin van Getsemane, en hy sê bedroef tot die dood toe. Nou as jy die woord bedroef, gaan dan nakyk, Markus 14 vers 33 en 43, en hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Ek wonder of u kan besef wat in Jesus se gemoed moes aangegaan het. Toe hy uitgaan en hy vir sy disippels probeer verduidelik, verstaan julle nie, hulle gaan die seun van die mens kruisig. Hier ewe skielik sê Petrus, Here, dit sal nie gebeur nie, ek sal saam met u tot in die dood toe ingaan, as dit daarop neerkom. En toe sê Jesus vir hom, vandag sal hy haan nie kraai, tweemaal kraai, voordat hy tweemaal kraai, gaan jy my verloon. En hy stap saam met hulle in die tuin af, en ewe skielik, hy het vir Judas gesê, toe sê hy vir die Satan, en ek wil dat jy mooi kyk, toe hy vir Judas gesien het, en hy kyk hom in die oë, het hy gekyk in Satan se oë, en hy het gesê, Satan, gaan doen wat jy moet doen. Want hulle sê, ewe skielik, het die Satan in Judas ingegaan. Jy moet verstaan, van die begin af wat in Genesis gesê het God vir die Satan gesê, hy het vir hom hierdie woorde gesê, hy het vir hom gesê, toe hulle gesondig het, teen sy rug gedraai het, die skepper van hemel en aarde, Adam en Eva draai hulle rug teen hom. Toe sê hy die woorde, God homself, toe sê hy, Satan, jy gaan hom in die hakskeen byt, maar hy gaan jou kop vermors. Het Satan uitgesien na die dag? Ja. Het hy vir Jesus gesoek om te dood te maak? Ja. Hy het hom wil hom vernietig het in hierdie tyd, het hom probeer vernietig, deur mense te gebruik het. Maar hy het vergeet dat God 'n plan het. En dat hy gaan niks reg kry. Hy gaan dink, hy gaan om die hakskeen miskien byt. Maar hy het vergeet dat hy in die hel gegooi gaan word. Hy het vergeet dat sy oordeel groter is as die van Jesus, die seun van God. Ja, jy gaan iets aan hom kan doen, maar daar word net toegelaat, want jou oordeel, omdat jy die mens vernietig het, omdat jy my skepper, laat sy rug draai op my skepping wat ek so lief het, dat ek my lewe vir hom wil gee, ja, jy gaan iets aan hom kan doen, maar jy weet nie, dat ek is God, wat jou skepper is, Satan, ek het jou gemaak, en jy kan niks aan hom doen nie. Ek wil dat jy onthou dat hy daar was, en die bedroefheid van sy disippels, wat hom nie kan verstaan nie, van sy geboorte af, wat Jesus gelei, die skade die was oor hom gewees, toe hy gebore was, as 'n babietjie, het die kruis oor hom gehang. Toe hy jare terug, toe hy 14 jaar oud was, as jong seun geloop het hy die kruise gesien in die Romeinse ryk, en hy het gesê, mama, toe sê sy, my seun bly stil, moenie kyk nie. Jesus was 12 jaar aan 'n jong seun, en hy toe die Jesaja geken uit sy kop, uit 'n 12-jarige seun. Joodse seun moet die skrifte ken. En hy het geweet, Jesaja praat van hom. Jesaja praat van die een wat sy baard uitgeruk gaan word. Hy het geloop aan sy mamma, en dan sê sy, my seun moenie kyk nie. Sy mamma, dis ek gaan daar hang. Hoe moes dit nie vir hom gewees het om in 'n mens sy liggaam te wees wat hy so gehaat het, die sonde wat 'n mens gedoen het, tussen hom het gehaat het. Hy moes vir 'n pa gesê het, Vader, waar hy die Vader is, die God van die hele skepper. Hy het nie 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie, maar hy het die hele skepping gemaak wat alles syne is. En aan hy skepping toe hy op aarde was, het hy geen plek gehad om sy kop te sit nie. Sy vriende het hom verlaat, sy familie het hom nie verstaan nie. Nee, hy is my broer, hy kan nie die Messias wees nie. Hulle beskryf hom, Johannes sê, daar is die lam wat geslag moet word, dis die lam, volg hom. Hy is gebore om die lam van God te wees. Hy is gebore om op 'n slagplek
neer te gaan gesit word en stukken geslaan te word. Dit is waarvoor hy gekom het, vir niks anders te nie. Hy het gekom om die lam, hy was gebore die lam, hy het geloop as die lam op hierdie aarde. Hulle het hom bespoeg, het hom in die gesig geslaan, die lam van God wat niks, 'n vlek aan hom het. En toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val hy op die grond, en hy bid dat as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. Hulle sê toe hy geval het, beteken dit uitputtend. Toe hy die val beskryf, sê hy het uitgeval uitputtend van die stryd van teen die sonde, want die Satan was gedurig daar. Die Satan wil hom gedurig probeer dat hy die wil van God oorgee, want hy was die een wat die 7 seels van die boek moet oopsluit. Johannes het gesien, toe sê hy, waar is dit? Toe sê die engel van, wie kan God se wil volkome doen? Toe sê hy, daar is die lam. Hy sê, Johannes het gehuil, sê Openbaring, en sê, Here my God, wie kan die 7 seels oopmaak? Sê, daar is die lam. Daar staat geslag vir God se troon. Hy is die lam, en gedurig moes hy vir sy disippels sê, hierdie woorde, julle weet nie wat julle vra nie, kan julle die beker drink wat ek drink? Niemand wat hier sit vandag kan vir jou beskryf wat Jesus daar moes deurgaan nie. Hy moes daar gestaan het, en as iemand tot die dood veroordeel is, dan het hulle vir hom 'n beker met gif ingegee. Jy sal nou later sien, waar kom dit in? Gee vir hom 'n beker dan, om hom te verlig van hy pyn, het hulle vir hom 'n gifbeker gegee. Dan drink hy dit, en dan sterwe hy. Dit was die verlossing, wat hy daar op sy knie gestaan, my God, moet asseblief nie laat die beker verby my gaan. Sit hy daar en hy begin bloed sweet. Hy het vele kere vir sy disippels gesê, ek moet kom, 3 keer. 3 keer het hy aan sy disippels gesê, 3 keer is elke keer die volmaakte getal, Vader, Seun en Heilige Gees bevestiging. Hy het gedurig vir sy disippels gesê. En 'n snaaks genoeg toe hulle aan die slaap raak, 3 keer het hy vir Petrus gaan sê, Simon, Petrus, Simon, hoekom slaap jy? 3 keer vir hom wakker gemaak. Ja, val toe daar so sak, en hy begin te bid, toe voel hy ewe skielik al die wêreld se sondes op hom. Hy wat rein was, hy wat geen vlek op hom gaan nie, kniel voor sy Vader neer en sê, ek is bereid nou om die voorsmaak te kry van sonde. En ewe skielik voel hy rein lam, ewe skielik die sonde. En die drukking is op hom, ontsettend. Laat hulle sê, hy het begin trane en sweet, het uit sy kop uitgebars van bloed. Hy het daar gestaan en die bloed het gedruk. Dis alreeds die bloed van die drukking van sondes op hom daai oomblik. En toe hy daar uitkom, toe slaap sy disippels. Maar hulle het nie geweet wat aangaan nie. Hulle het nog steeds 'n oorwinnende koning gesoek. Die uur het gekom, kyk, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sonde. Hy het alles geken van daai profesie. Hy weet dat hulle hom gaan verloon. Hy weet hulle gaan spies in sy systeek. Hulle weet hulle gaan hom slaan. Hy weet hulle gaan doringkroon om hom. Hy het alles geweet. Self besluit. Ek gaan dit doen. Ek gaan dit loop. En toe hy daar voor hy keiser staan, en die keiser sê vir hom hierdie woorde, en hy sê vir hom, ek het die mag om jou te laat vrygaan, toe sê, net geen mag nie. As dit nie deur die Vader vir jou gegee het nie. Jy moet verstaan, dat hierdie God wat nie kan sterf nie, soos ons laas gesê het, hierdie God wat in 'n menslike vorm gekom het, hierdie God wat gesê het, ek gaan sy kop vermorsel, hierdie God het gestap met die kruis toe. Dit is sy weg gewees om te sterf. Hy het gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. In Genesis 3 het hy gesê, ek gaan dit doen, en ek sal pad soontoe. Niemand kom ontkeer nie. Net voor dit, toe kom hy by die mense, toe self op te hom vang, en Judas kom en hy wil hom vang, en hy kom hom soen. Toe vra die mense vir hom, hierdie woorde, waar is hy? Toe sê hy, hierdie Jesus, toe sê hy, ek is. Dis ek is. Ek is die woorde, Jehovah, dis die woord wat hy gebruik het, en net God mag het gebruik, en toe hy dit sê, toe val hulle almal neer. Hoekom? Want die woord ek is deur God, Jehovah, alleenlik gebruik. En daarom het die Jode hom gekruisig, omdat hy gesê het, hy is God.
Hy gaan hierdie tempel van God afbreek. Hulle het dit verstaan as die fisiese tempel. Hulle het nie verstaan as sy liggaam wat hy bedoel nie. En toe hy daar instap, moeg al, gesweet, gebloed, hartseer oor Petrus wat sy iemand se oor afgekap het, hartseer oor sy vriend Judas wat hom verraai het, hartseer oor sy disippels wat nou hom net gaan verlaat. En hy alleen daar die pad gaan stap. En Judas wat te hoor, hy word te hoor, Judas hoor toe dat hierdie Jesus gekruisig gaan word, en hy gooi toe daai muntstukke terug. En hy hardloop en hy gehang homself. Broers en susters, ek is seker met die vergifnis wat Jesus aan hom gehad het, sou hulle hom sekerlik vergewe het as hy teruggegaan het, maar hy het gegaan en het met sy kop probeer uitwerk en het kon nie meer hanteer nie. Hy kon nie dit verstaan nie. Toe gee Pilatus hom oor en Pilatus sê, ek sien geen skuld aan hierdie man nie. Maar ek sal hom vir julle laat straf, ek sal hom laat slaan vir julle. U kan sien dat op daai huidige oomblik stukke bloedvesels, stukke vleis. U kan sien as hy hom so slat en hy ruk hom, daai geskree. En elke een wat geskree word vir jou en my geskree vir 2000 jaar gelede. Ja, ek vat dit vir hulle. Elke streep, Here, is hulle sinne, Hy het self so toe geloop. Hy het self sy liggaam gegee. Hulle het hom nie gaan slaan nie. Hulle sê in Jesaja, by his stripes we are healed. Hy het geweet hy moet daar gaan staan. Dit was nie vir hom 'n verrassing nie. Hy het geweet sy liggaam gaan uitgeskeur word vir jou en vir my vandag. Die kleed byvoorbeeld was 'n ou kleed van 'n soldaat wat hulle hom gegee het. Daai purperkleed sê hulle was nie 'n skoon nuwe een nie, dit was sommer 'n vuil een wat hulle gekry het. Dit beteken die sondes van die mens wat oor hom gegooi is. Die doringkroon sê, en dorings en distels. Adam en Eva, dorings en distels sal hy die aarde voor jou voorbring. Dorings en distels was op sy kop gewees. Broers, so sê hy die dorings gevat in sy kop om vir die mense sê, dit is verlos van daai curse. Jy is verlos van die dorings en distels. Hy het daar gehang, het hulle hom stukken geslaan met die kleed wat oor hom gehang het. Hy het naak gehang. Hulle sê as iemand gekruisig is in die Joodse, in die Romeinse was hy naak gewees. Toe Adam en Eva naak was, het hulle daar gestaan en die Here sê, wat is fout? Toe sê die Here, ons is naak. Nou hy vir daai, ons is skaam om voor God, hy moes in naakheid daar aan die kruis hang. Daai naakheid skaamte. Wat die mens gehad het, die sonde wat die mens gehad het, alles wat hulle voor God in die sweet van die aanskyn, hy het die sweet gehad binne in die tuin, hy het die dorings en distels het hy gedra, en hy het dit in die naakheid en die skande van die mensdom, wat hulle voor God gehad het, het hy voor God sê, hier sterf ek nou, naak, niks. Here my God, ek het niks. En hy daar gesterf soos 'n mens, en al die vloeke van wat ons moes gedra het, is op hom. Jy kan sien soos 'n trechter wat oor hom hang, is hange aan die kruis, en hy skree van die pyn. Hy is amper dood, want hulle sê net die geslaanry wat jou so uitdruk, laat jou omtrent dood bloei. Hy hang daar, terwyl hy daar geloop en mis om sy kruis te dra, moet jy dit weet. Elke druppel in Jerusalem van sy bloed in die krag in, om die hele wêreld te vergewe. Jy verstaan volgens broer en suster, dat God niks doen sonder 'n doel nie. Dat God niks doen sonder 'n simboliese betekenis nie. Daar is altyd 'n rede hoekom God iets doen. Toe hulle hom 6 uur gevangen neem, toe in die tempel, in die Jode geaanbid, hulle daaglikse offering was 6 uur, 7 uur die oggend het hulle die skaapie gevat, wat vlekloos moes gewees het. Toe Jesus stap, wat vlekloos is na Pilatus toe bring mense in die tempel, wat hulle elke dag moet doen, bring hulle 'n klein skaapie, wat vlekloos is, sonder gebreekte bene, het hulle vir die priester gebring, dan die priester hom vasgemaak, en dan geoffer. Dit gebeur 9 uur met daai skaapie. Jesus was 9 uur gekruisig aan die kruis opgehang. Ek wil dat jy dit sien. Sien dat daar, terwyl die Jode daar gesit het en geoffer het Jesus geloop as die lam van God, om vasgemaak te word aan ding. 9 uur om op hy kruis te sit. 9 uur toe vat die Jode en hulle aanbid in die tempel en hulle slag 'n lammetjie vir 9 uur. Nou toe dit donker geword het, die offering van 9 uur is tot 12 uur. 12 uur bring hulle weer 'n lammetjie. 12 uur bring 'n lammetjie tot 3 uur, dan 3 uur slag hulle hom weer. En dan met dit heeltemal skoon gewees teen 5 uur, want
die Sabbat begin. Ek wil dit jy verstaan, dat terwyl Jesus daar gehang het, was daar 'n ander lam geslag. Was daar 'n ander volk wat begin bid het en sê, Here, bring ons die Messias. Here, waar is die Messias? Terwyl hy daar hang, broer en suster, ek weet nie of jy kan besef wat aangegaan het daar nie. Ek wil dat jy teruggaan en sien die twee plekke, die Golgotha, die tempel, waar Jode vir 500 jaar en vir weet nie hoeveel jaar nie, wag vir Jesus die Messias. Bid hulle dit, look upon our afflictions, God, and plead our cause, and redeem us speedily for your name's sake, for you are the mighty Redeemer, blessed are you, O Lord, the Redeemer of Israel. En terwyl hy Jode hy lammetjie slag, die bloedoffer en 'n broodoffer bring. Hoor nou mooi, die bloed bring hulle na die tempel toe, dis die lam, en 'n broodoffer. Die nagmaal, die brood en die wyn, was die brood van die lewe aan die kruis. Die lam van God was in die kruis. En ewe skielik, hoor hy, forgive us our Father, for we have sinned. Pardon us, our King, for we have transgressed, for your pardon and forgive. Blessed are you, O Lord, and merciful, always ready to forgive. Maar as hulle na die kruis lammetjie daar verlos het, net gekyk het na Golgotha waar die kruis staan, het hulle die lam van lammers gesien, en hy wat rein is, die lam van God wat geslag is, wat daar in hy kruis hang. Baie kere, broer en suster, as ons by die verkeerde plek, waar God ons wil hê op 'n ander plek. Ons hoop altyd dit gebeur so, dan sê God nee so, dan sê ons nee, daai is verskriklik. Ons wil nie so Messias hê wat stukking geslaan is nie. Ons soek nie 'n gekruisigde Messias nie. Hy is 'n rower, hy het God lastering gepleeg. Daar hang hy, vir jou en vir my. En dan kyk ons weg en sê ons nee, my lewe moet so wees nie. Ek is nie bereid om so pad te volg nie. Jesus sê, elkeen wat my vervolg, wat my na wil hê, wat my disipel moet wees, sal vervolg word. En sal bespot word. Jesus het dit gedoen, Jesus het bloed het dit gedoen, Jesus het vergifnis van die sondes het dit gedoen, hy het aan die kruis gehang en sê, Here my God, hulle staan voor my, vergewe hulle. Moenie laat my straf op hulle kom nie, maar maak ook daai allerheiligste, dat elkeen kan instap. En hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Eli, Eli, lama sabachthani. Skree hy en dit ekko in die sterre in. Dit ekko agter elke planeet in. Dit ekko agter my God, my God. Ewe skielik is nie meer vader verhouding nie. Ewe skielik is daar nie meer 'n seun vader verhouding nie. Ewe skielik roep hy uit na 'n God soos ons as mens moes gedoen het. Hy sê dis volmaak. Hoekom is dit volmaak? Daai twee offers is volmaak vir hierdie dag. Die algemene, die algehele, die enigste offer aan Golgotha, wat ons vandag na moet kyk, nie op 'n kerskaartjie nie, nie op 'n kaartjie nie, moenie 'n bespotting van 'n man, jy moet besef, broer en suster, wat op daai kruis gebeur het, vir jou en vir my vandag, dat ons kan sê, Here, God, my Jesus, dat ons vandag kan leef, sonder enige vlek, enige onreinigheid. Want sodra ons onder Jesus inbeweeg en sê ons sy bloed, sê Here vergewe ons, vergewe. Dis die seun van God, God wat self nie kan sterf nie, het daar in die menslike vorm ingekom en vir jou gaan die dood beleef. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep, Vader, in die hande gee ek oor my gees. Hoekom is dit belangrik? Hy het dit self gedoen. Hy het self deur die dood gegaan, aan die kant uit. Hy kan dit doen, want hy is God. Hoekom kan iemand nog 'n keer dit? Nee. Niemand kan nog 'n keer, hy het self in hy graf, gaan hy dood ingegaan, hy het self gesterf, hy het self sy gees gegee wanneer hy wou. Alles wat God wou gehad het, broer en suster, is klaar gedoen. Ek en jy kan niks doen om gered te word. Dis vir Jesus. Aan die kruis is volbring. En wat is nog aan die kruis volbring? 1 Johannes 3 vers 8. Hy wat van die begin af gesonding was die Satan, die duiwel, en daarvoor het Christus Jesus gekom om die planne en die raadsplanne van Satan te vernietig.
daar is hy vernietig aan die kruis. Daar was 3 mense wat getuig het dat hy onskuldig was, wat baie belangrik is. Pilaat het sê, ek vind geen skuld aan hom nie. Die wêreld het gesê. 3 mense in die wêreld wat heidene is, het almal gesê, die een langs hom aan die kruis, hy is nie sondig nie, hy het geen sonde nie. Die wag wat daar gesê het, daar staan het, met die spies het sê, waarlik, dis die seun van God. Weer 3 keer getuig, om te bevestig dat hierdie een wat sterf, is nie die sondige ene nie. Nou wil ek vir jou 'n paar vrae vra. Waar staan jy vandag by die kruis? As jy in die kruis moet kyk, om die kruis maak aanmerkings, wonder of hy die seun van God is. As hy nou die seun van God is, ek wonder as hy my gesond maak, ek wonder as hy my kind spaar, is hy nie, dan sal hy seker die God wees. Here, as jy die God is, dan sal jy my kind red. Het ons daai aanmerkings wat ons nou nog maak, om die kruis? Soos Petrus, nee, ek ken hom nie. Jy moet my nie met hom vereenselwig nie. Nee, ek is 'n Christen, maar ek is nou nie so erg 'n Christen. Ek weet nou wat julle sê, maar ek is nou nie so erg. Is ons nog steeds daai verskonings wat deur die tyd gemaak is om die kruis van Jesus volg. Pilatus. Jy weet, as hulle hom vloek, as hulle op hy TV hom vloek, en sy naam gebruik, en jy sê maar, okay, ja, weet jy, hy is onskuldig, met niks met hierdie fliek te doen nie, maar is 'n goeie storie. Ek gaan dit nog kyk. Ek gaan niks daan trende nie. En jy sit in daai fliek en jy kyk, hoor hulle sy naam, Jesus Christus, naam, maar jy sit nog, is 'n goeie fliek. Jy kyk die moral storie agter, dit is baie goed. Sit jy miskien soos 'n Pilatus en doen liewerste niks nie. Ek weet verkeerd, maar ek sal maar nog steeds kyk. Op die 3de dag is opstaan uit die dood. Glo jy dit? Wat beteken dit vir jou? Wat beteken dit vanoggend vir jou? Hy het opgestaan uit die dood. Is dit maar 'n dag wat jy vier soos vandag? Ag, weet jy, dit is nou 'n Paasfees, ons gaan nou kerk toe en is die opstanding? Is dit vir jou? Hoekom kom jy kerk toe? Is dit omdat jy moet kerk toe kom, of is dit omdat jy wil verstaan en sê, halleluja, my Here Jesus leef, hy is hier nou in hierdie kerk, Vader, jy is welkom hier is Jesus, hy is hier so by jou, hy sê, ek sal jou nooit begewe verlaat nie, maar jy glo dit nie, want ons leef nie so nie, ons leef nie altyd so nie. Waar staan jy volgende by die kruis? Is jy opgewonde, die opstanding, staan jy daar by daai kruis, opwand, dit wat ek wil hê jy moet doen. Ek wil dat jy dit doen. Ek wil dat jy by die kruis staan en sê, hy gaan nou wat begin. Net drie, ek wag vir hom. Die Jode was so bang, hulle het nadat mense om die kruis gesit, hulle was so bang, hy gaan opstaan, en ek, die wagte wat daar omgestaan het seker met hom gesels. Toe hy uitkom, toe sien hulle hom uitkom, hulle sê, party van die wagte moes hulle monde hou, want hulle moes hulle geld betaal, en sê, bly stil, wat julle gesien het, moet toch nie sê nie. En van die wagte het seker tot bekering kom, ons weet nie. Maar ek dink vanoggend dan staan ons daar, met anticipation, ons is so bly hy het gesterwe, ons is so bly hy is gemarteld, ons is so bly hy is stukken geslaan, ons is so bly hy het bloed gesweet, Jesus, baie dankie vir dit, ons sien so uit na die opstanding Sondag. Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. You can contact us via our website or Facebook page. Please share a testimony on how this sermon has blessed you.